Ons lees 1 Johannes 4 van vers 7 af. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore, en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke Seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. En hierin bestaan die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy Seun gestuur het, as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons, en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons aan sy gees laat deel kry, en ons het dit aanskou, en ons getuig daarvan, dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Wie ook al bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde, en wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom. Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld ook soos Jesus is. In die liefde is daar geen vrees nie, inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want vrees het te doen met straf, en wie vrees het nie volmaak geword nie. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê ek het God lief, en sy broer haat, is hy 'n leienaar, want wie sy broer wat hy sien nie lief het nie, kan God nie lief hê wat hy nie sien nie. En dit is die gebod wat ons van hom ontvang het. Wie God lief het, moet ook sy broer lief hê. Tot sover. Met die oog op die boodskap vanoggend is ons besondere fokus op vers 10 en vers 16. Ek hou dit weer vir ons voor. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy Seun gestuur het as versoening vir ons sondes. En vers 16, ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde, en wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Geliefdes, as jy die mees egte vorm van iets wil hê, dan moet jy na die bron daarvan toe gaan. En as ons oor die liefde praat, dan is daar net een bron, so leer 1 Johannes 4 ons en baie ander gedeeltes, en dit is God self. In Efesiërs 2 dan lê Paulus baie klem daarop dat gelowiges moet onthou waar hulle vandaan kom. En dis nogal 'n belangrike punt wat hy maak. Hy praat oor die sonde, maar kom ons pas dit toe op iets eenvoudig in die lewe. Jy het dalk in 'n beroep ingestap toe jy 24 was en die eerste 3 jaar was net 'n train smash. Nou as jy 20 jaar in hierdie beroep en almal in die kantoor kom na jou toe vir die antwoorde, vir raad, om foute reg te maak en wat ook al te doen. So jy het regtig gegroei en jy het geleer en jy het daardeur gekom. Julle weet dit, ek onthou met groot hartseer my dae van huil in die stort toe ek in die seunskoshuis was op die pik. Omdat ek nie gesukkel het met die Hebreëus en die Grieks en al daai goeters. En nou is dit so maklik en eenvoudig en kom van self. As ek onthou waar ek vandaan kom, dan is dit baie makliker om te waardeer waar ek nou is. As jy dit nie onthou nie, as jy vergeet van die pad wat jy gestap het en die vordering wat jy gemaak het, dan sukkel jy baie om dankbaar te wees vir waar jy nou is. En dan is dit wat ons sien Paulus se strategie gebruik in Efesiërs 2, dan sê hy, julle moet onthou waar julle vandaan kom, julle was dood deur julle oortredings en sonde. En as ons voor daai besef kom, dat sonder Jesus en wat hy gedoen het, was ek dood in my sonde, dan is daar baie groter waardering vir die feit dat ek hier sit vandag as iemand wat verlos is en nuut gemaak is deur die Here Jesus. En is ek baie banger
vir wat in my verlede lê. En so ek draai nie graag terug na daardie soort lewe nie. Ek draai nie graag terug na daardie soort goeders nie. Wat 'n ding is wat nou aanhaak hier, wat ons moet onthou van daardie soort lewe, is dat die Bybel leer vir ons, die mens wat in die sonde geval het, was in sy sondige natuur geneig om God en sy naaste te haat. Dis 'n verskriklike kontras met wat die Here ons geskep het om te wees. Hy het ons geskep om in 'n verhouding met hom te leef, om naby hom te wees, om die volheid van sy wil te ken en dit van nature reg te kry. En die sondeval maak dat die mens heeltemal omdraai en vyande van God raak. So leer die Bybel ons. Sonde is vyandskap teen God. Ons het vyande van God geraak. Nie geweet hoe om God lief te hê nie. Ons was ver daarvan van die plekke waar ons moes wees om hom lief te kry en in sy liefde te leef. Maar God het nooit geword wat ons geword het. Dis wat ons moet besef. Die Here het nooit ontrou geraak aan wie hy is as skepper en onderhouer nie. Hy het nooit ophou sorg en die belangrike ding nou, nooit ophou lief kry nie. En daarom sê hy heel aan die begin na die sondeval, ek kondig vir julle verlossing aan. En hy praat daar van Jesus, wat die slang se kop gaan kom vermorsel, is die beeld wat daar gebruik word. En in daardie liefde stel hy 'n verhouding met sy mense op, en hy stap daardie verhoudingspad, en hier sien ons dit vandag, ons gaan nou weer 'n bietjie daaroor praat, in die vervulling in ons Here Jesus. So kyk ek na die sondige natuur van die mens, dan sien ek, so leer die Bybel ons, en so kan ons maar in die wêreld inkyk, ons sien dit baie maklik. So kyk ek na die sondige natuur van die mens, dan sien ek haat, en ek sien hoogmoed, en ek sien eiewaan en selfsug, en al die dinge wat teen ware liefde is. Kyk ek na die Here en veral Jesus Christus, dan sien ek die teenoorgestelde. Ek sien ware liefde in opoffering, ek sien ware liefde in geduld, ek sien ware liefde in langmoedigheid en genade. Ons kan heeldag aangaan oor die ware liefde van God wat ons sien. Die punt is, as jy ware liefde wil beleef en sien, moet jy gaan na hom wat liefde self is, die bron van liefde. Ware liefde kom van die Here af. Vers 19 maak dit baie duidelik, God het ons eerste lief gehad. Dit maak dit baie duidelik dat omdat hy ons lief gekry het, daarom kan ons hom ook lief kry. Ons liefde vir hom is 'n reaksie op sy liefde vir ons. Hy bevestig sy liefde op die mees ryke, wonderlike manier ooit deur toe ons onsself van hom verwyder het, 'n plan te maak om daai verwydering weg te neem, om daai haat om te draai. Daai plan vereis dat sy eie seun aan die kruis moet sterf vir ons sondes, sodat ons weer toegang tot die Here kan hê, vrymoedig voor hom kan leef, as mense kan lewe wat vergewe is deur die Here. Dis die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Dis die rede hoekom ons hier by mekaar is, sodat ons meer van hierdie bron kan ontdek en meer in hierdie bron kan groei en leef. Want weet jy wat kry jy as jy met die Here besig is? Jy spreek woordelik jou kop in die bron van al die goedheid van die Here in, sodat dit in jou vloei. Daar's 'n ding wat ek lief is om te sê, die woord van die Here is 'n onuitputbare goudmyn, en hoe dieper jy delf, hoe ryker word jy. Ons gaan nou 'n bietjie kyk hoe kennis van God en liefde vir God verbind is aan mekaar, onlosmaaklik deel is van mekaar. Wat ons moet weet van die verhouding wat die Here met jou wil hê, en die verhouding wat hy wil hê, jy met hom moet hê, is dat liefde is eie aan God se verhouding met sy mense. Die woord wat julle daar op die bord sien, is die Hebreëse woord ami. Dis 'n verbuiging van die woord am, wat letterlik vertaal as volk. Maar daar's 3 woorde in die Ou Testament wat gebruik word om van 'n volk te praat. Dis lo, goy en am. Dis die 3 woorde. Maar am word slegs gebruik wanneer daar verwys word na mense wat God vir hom self geneem het. As daar net gepraat word van 'n politieke liggaam of 'n nasie of een of ander volk, dan word daar gepraat van goy of lo. Maar wanneer daar gepraat word van God se mense, dan is dit die ami. So, die Here het hierdie woord gekies om te beskryf, hierdie is die volk wat nie soos die ander politieke liggame of nasies is nie. Hulle is uniek en eie in die sin van ek het hulle vir my gevat. Hulle is nou my eiendom en ek het hulle lief
en ek sluit 'n verbond met hulle. En dis presies in die verbondsmatige taal van die Here, of scratchy woord verbond as jy dit nie kan onthou nie, die verhoudingstaal van die Here, wat ons in die Bybel leer as verbond, die verhoudingstaal van die Here, wat hy hierdie verhouding opstel en wat hy dit 'n verhouding ingekleed deur liefde laat lyk. En weet jy wat is die wonderlike ding daarvan as die Here iemand sy ammie maak, sy volk maak? Hy regeer getrou oor hulle lewe. Ons sien dit met die volk in die Ou Testament. Die Here het in Deuteronomium wat ons gelees het, hulle pas uit Egipte uitgered en hulle van slawerny bevry. En nou is hy op 'n pad saam met hulle deur die woestyn. En hy is besig om hulle te leer en gereed te maak vir die beloofde land. Hulle is nog nie eers by die beloofde land nie, dan begin hulle alweer afgode maak en aanbid. Dan kom hulle in die beloofde land ten spyte van al die onderrig wat die Here hulle gegee het. As jy weer sien, is daar afgode. As jy weer sien, is daar moorde. As jy weer sien, is daar hierdie of daardie onruste wat mense maak. As jy weer sien, sien jy die bron van haat of van vyandskap teen God wat verwoesting bring. Maar wat doen die Here konsekwent heeltyd in hierdie mense se lewens? Hy bly getrou lief. Dis die verbondsgoed. Hy het mens gekies, hy het hulle lief en hy bly getrou in daardie liefde aan hulle. En nou hier in 1 Johannes, na die vervulling van die Ou Testament, dan kom hierdie verbond, hierdie verhouding van die Here in sy volheid bymekaar, wanneer ons hier leer dat ons in Jesus Christus kinders van die Here raak, om in hom te bly. En dis nie 'n koue opdrag nie, maar is 'n lewe waarin ons tuis is in sy liefde. Omdat hy eers na ons toe gekom het en ons by hom ingenooi het sodat ons by hom kan bly. Wat jy goed moet verstaan en reg moet verstaan van geloof is dat ken en glo in praktyk onlosmaaklik deel van mekaar is. Ek weet nie, besef julle hoe het jy lief geraak vir die persoon wat langs jou sit nie. Jy het nie lief vir hulle geraak oor een of ander chemiese reaksie wat binne in jou gebeur het, of iets nice wat hulle gedoen het, of wat ook al nie. Jy raak lief vir iemand deur hulle te leer ken. Daai wat 'n ou en 'n meisie mekaar 6 weke ken en o my liefie, weet daai, dis die mekaar kop geit daai. Nee. Liefde groei uit kennis van iemand. Jy leer iemand ken en wat groei uit daai kennis uit? Jy leer hulle vertrou. En as jy hulle vertrou, dan kry jy hierdie gevoelens van ek maak oop voor hierdie persoon, want dit is 'n veilige plek om te kan vertrou. Dis wat ware liefde is. En die Bybel sê vir ons, dis presies hoe dit werk. Die 2 woorde wat jy daar sien, eknokamen en pepestiu kamen. Kan jy sien aan die einde, hulle het albei dieselfde uitgange, die kamen uitgang. So die woorde se sintaksis is presies dieselfde. En dan word hulle verbind deur 'n koppelwoord. Nou, in die taal sintaksis van die Griekse taal, leer ons dat as hierdie verskynsel voorkom, dan beteken dit hierdie 2 werkwoorde moet saam met mekaar gesit word. Jy moet hulle nie los van mekaar probeer verstaan nie, jy moet hulle saam met mekaar verstaan. So hierdie 2 woorde, eers wanneer ons dit saam sit, dan kry hulle volle betekenis binne die konteks. Die een kan nie reg verstaan word sonder die ander een nie. As jy die een vat en hom probeer verduidelik, gaan jy net vir jouself 'n dieper gat grawe. Jy moet hulle saam sit en dan kan jy hulle saam verstaan. Nou daai woorde wat jy daar sien, die een in die blou beteken om te ken en die een in die groen beteken om te glo. So, wat sê dit as ons hierdie woorde se sintaktiese struktuur ontleed en ons sien hulle hoort saam? Dit sê vir ons om God se liefde te ken is om daarin te glo en om daarin te glo is om dit werklik te ken. Om dit te ken is om te glo en om te glo is om te ken. Jy kan die 2 nooit losmaak van mekaar nie. Dis wat die Here vir ons leer. Geloof staan nooit op sy eie nie, dit het inhoud. En die inhoud daarvan is iets wat die Here gee vir homself. Ons lewe in 'n liberale kultuur waar mense hulle geloof wil begin bou op wat hulle voel oor God. Of die waarheid van God wil probeer ontleed oor hoe hulle dink God moontlik is. In wese, die wese van so godsdiens is dat jy eintlik maar net jou eie God is, as jy jou gedagtes oor God oopmaak. Die inhoud van ons geloof kry ons in die woord van die Here. Jesus maak baie duidelik in Johannes 14, dan sê hy,
Ek sal my Vader vra en ons sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, naamlik die Gees van die waarheid, en hy sal julle leer en julle herinner aan alles wat ek julle geleer het. En dan sê hy, en julle wat my liefhet, sal in hierdie woorde van my bly. So dis 'n liefdeskwalifikasie wat die Here ons gee, dat die inhoud van jou geloof moet wees die liefde vir die Here deur getrouheid aan sy woord. Ons glo nie net iets nie, ons glo die spesifieke openbaring van die Here, en dis hier waar ware geloof begin, by kennis van wie sê God is hy. Nie wie maak ek God uit om te wees, of waar tweak en verander ek aan die Here, nie asof 'n mens aan die Here kan verander. Nee, wie sê God is hy? Hoe meer ons dan God se liefde beleef, en hoe meer ons hom leer ons hom ken, en hoe meer ons hom leer ken, hoe dieper groei ons in geloof en vertroue in hom. Kan jy sien, as jy God se karakter probeer tweak, hoe jy skade doen aan jou eie geloofsgroei? Want jy is nie besig om God te leer ken nie. So leer die Here vir ons in hierdie twee woorde, is jy ook nie besig om in jou geloof te groei nie, want jou kennis oor wie God waarlik is, groei nie. Want jy maak jou eie gedagtes oor die Here. En ek weet dit klink vir julle vreemd, maar dit is baie algemeen onder gelowiges. Baie algemeen. Ag, wie het gesê ons mag nie hierdie doen nie? Dis sommer ou tydse reëls. Nee, dis wat die Here leer. En hy leer, jy moet in hierdie kennis groei, want as jy in hierdie kennis groei, gaan jy in jou liefde groei, en as jy in liefde groei, gaan jy in jou kennis groei. Dis 'n deurlopende proses van hoe geloofsgroei plaasvind. Geloof en liefde loop saam, hulle voed mekaar, hulle versterk mekaar. En uiteindelik is dit nie iets wat ons self produseer of kan produseer nie, maar die vrug van 'n lewe waar die Here ons vat en sê, hierdie is myne. Ek het hulle lief, en ek sal hulle getrou lief hê vir altyd. En waar hierdie liefde en waarheid saamloop, daar word dit sigbaar. Dit word sigbaar, en so bring 1 Johannes 4 ons om te besef, dit word sigbaar in 'n lewe waar mense in die Here leef. Waar mense in en uit die Here uit leef. As mense wat weet, ek is deur God verkies. Die Here het my sy eiendom gemaak, onvoorwaardelik. God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dat die Here ons uitgehaal het om in 'n nuwe verhouding met ons te wees, toe ons dit nie verdien het nie. Die liefde wat hy gee. So nou, as ek in hierdie nuwe lewe saam met hom opstaan, moet ek so in hom leef, dat ek in hom bly. En dit is om in die Here te woon. Dit is ons laaste punt, dan gaan ons afsluit. Om in die Here te woon. Die woord wat jy in die Grieks daar sien, is die woord meno. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Maar hierdie om in die Here te woon, is die natuurlike reaksie wat gebeur nadat mense tot geloof gekom het. Romeine 6 is so duidelik daarop, en daar's baie ander tekste, maar Romeine 6 sê dit pragtig, hy sê, julle is saam met Christus in sy dood gedoop. So met ander woorde, jy het in jou geloof in Christus gesterf saam met hom, en dan, julle het saam met hom in 'n nuwe lewe opgestaan. Dis nie meer ek wat leef nie, maar Jesus Christus wat deur my leef. Paulus, en ek weet ek sê hierdie vers baie, maar dit is so belangrik. Paulus sê, ek het so in die Here begin bly in hierdie nuwe lewe. Daar is nie meer ek wat leef nie, maar die Here Jesus wat deur my leef. En as jy kyk na vers 16, dan sien jy daar word dubbele inwoning hier beskryf. God bly of woon eerste in ons, en ons bly of woon in die Here. Dit is wat moet gebeur in ons geloof. En die Griekse woord meno, die woord wat jy daar sien, sê dis 'n ewige afgehandelde inwoning. Die Here gaan nooit weer trek nie, is wat daar sê, wat daar gesê word. Die Here het jou bewoon, en hy gaan nooit weer, nie dat hy ooit het nie, maar hy gaan nooit uittrek nie. Hy is daar vir ewig. Joune, deel van jou Vader, wat jou gekies het en gesê het, hierdie is myne. Dis wat hierdie woord beteken. Dis 'n onafgehandelde, dis 'n aaneenlopende staat van 'n nuwe lewe. Dit kan nie verander nie. Maar wanneer die Here dan in jou kom woon, en hy doen dit, deur sy Gees op ons uit te stort, deur sy woord vir ons te gee, waar die Here dan in jou kom woon, wat moet jou reaksie wees? Dink julle, as die Here in ons kom woon, ons sy eiendom maak, en ons lief kry met alles, dat dit oukei is dat ons hom as 'n vakansiehuis gebruik?
So as ek iets nodig het, of dit gaan dalk swaar, of ek's regtig bang, of ek het aangejaag en ek moet vergewe word, dan gaan bly ek gou 'n bietjie by die Here. Net sodat my siel bietjie beter kan gaan. Die Here is nie 'n vakansiehuis nie. As jou permanente woning. Selfs as jy op vakansie gaan, vat jy hom saam. Dis hoe jy hom moet bewoon, ook op 'n mennoe manier, om te sê, vir ewig en altyd, alles van my bewoon die Here. Wat jy ook van mennoe moet raak sien, is dit word 3 keer herhaal. En hierdie 3 keer herhaling druk uit, dis nie 'n eenmalige ervaring nie, maar 'n voortdurende toestand. Dit teken vir ons 'n pragtige beeld, en 'n beeld wat jy saam met jou moet vat. Dis nie net 'n besoek aan God se liefde nie, maar om daarin tuis te wees. Dis 'n blywende, lewende verbondenheid. Soos Jesus het vir ons leer in Johannes 15, die loot wat op die wingerdstok ingeplant is. Eintlik is hierdie beeld so pragtig om dit te beskryf, want Jesus sê, wanneer die loot op die wingerdstok bly, dan bly hy lewe. As hy afgesny raak, dan gaan hy dood. So moet ons op die Here ingeplant wees. Ons kom nie nou en dan na God se liefde toe en beleef dit so bietjie nie. Ons leef daarin. Ons rus daarin. Ons verlaat dit nie. Selfs as ons val, dan gryp ons terug daarna. En hierdie bly is wederkerig. Ons bly in hom en hy in ons. En dis ons vaste tuise en ons beweegruimte en lewe. 'n Lewe waarin ons in die Here woon. En nou moet jy ten slotte, geliefdes, die verdere wonderlike karaktereienskap van God bewoon my en ek moet in hom woon, hoor. Die Here bly in ons, nie omdat jy sterk genoeg is, of oulik genoeg, of oor al die goed wat jy mooi gedoen het, of reg gekry het, of oor al hierdie dingetjies wat jy gedoen het, en wat raak gesien word. Tuurlik moet ons hierdie goed doen, maar dis nie hoekom die Here in jou bly nie. Bly nie in jou, omdat jy iets reg gekry het nie. Hy woon in ons, oor die liefde en die verlossing in Jesus Christus. En wanneer ons nou as 'n reaksie daarop in hom gaan bly, dan doen ons al hierdie dinge, want dit raak ons tweede natuur. Ons beweeg nie meer alleen deur die lewe nie, maar gebind aan die Here, saam met die Here, lief vir die Here, in oorgawe aan hom. En hoe meer ons hom ken, hoe dieper groei ons in dit, en hoe ryker word ons in liefde. So sien jy hoe 'n kerk wat nie besig is om die woord aan jou te bedien en verkondig nie, absoluut net jou tyd mors. Hoe meer ons hom leer ken, hoe dieper groei ons in die geloof en hoe ryker word ons in liefde. En uiteindelik is dit die wonder. Ons redding begin nie by ons vashou aan die Here nie, maar sy vashou aan ons, in sy getrouheid. Hy is die bron, en daarom kan ons sonder onderbreking in hom bly, volgelaai, met al die rykdomme, wat saam met sy inwoningskap in ons lewe kom. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vir die wonderlike voorreg, dat ons deur U bewoon word. Dat U in U liefde en genade ons in Jesus Christus U eiendom maak, ons uitkies en sê hierdie is myne. En ons bid, Here, vir wysheid en krag en leiding, dat ons sal groei in kennis en liefde, en sal groei in liefde en kennis, soos ons met U besig is, en soos ons lewens oorgee, om te bly in U. Laat ons soos lote uit U wat die stok is van lewe, wat die stam is van lewe, groei en vrugte dra, en U daarin verheerlik. Ons bid so van U Vader in Jesus se naam. Amen.